Hartlike goeiemôre broers en susters. Christene wêreldwyd groet mekaar op hierdie feestelike dag met die wondersoete woorde: Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Deur sy opstanding kan ons ook opstaan tot 'n nuwe lewe saam met hom tot in ewigheid. Mag u almal die vreugde hiervan vandag opnuut saam belewe. Ons sê dankie aan al die kunstenaars en voorlesers van ons gemeente, as ook die tegniese span wat gehelp het om hierdie paasprogram, wat in elkeen se huis afsonderlik opgeneem is, saam te stel. Ek dink dis een van die min voordele van die staat van inperking, is dat niemand op vakansie kan gaan nie. Daarom het ons al ons kunstenaars tot ons beskikking. Dankie vir dit wat ons reeds kon geniet en wat ons ook nog gaan geniet. Ons dink vanoggend in ons gebede aan Suster Anna Malan en Suster Heilie van der Merwe, wat nog in die hospitaal is. Ons bid ook vir al die ander siekes. Ons vra ook ons gemeente se voorbidding vir al ons lidmate wat in die gesondheidsbedryf werk, dokters en verpleegsters en aptekers. Mag die Here julle almal beskerm en bewaar in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons bid vir 'n wêreld in nood. Mag die Here gou sy genade laat blyk, uitkoms gee en ons ook vertroos. Ons sê baie geluk aan almal wat in hierdie week verjaar. In besonder is daar 2 van ons predikantsvroue wat verjaar, Hetty Groewe en Annerie Saaiman. Baie geluk, mag die Here julle seën in die nuwe lewensjaar. Later, wanneer dit weer moontlik is, sal ons die gelukwensinge ook op 'n gepaste wyse aan u wil oordra. Die kollekte vanoggend is vir barmhartigheid en die tweede kollekte gaan vir ons gemeente se emeritus versorgingsfonds. Omdat daar op Goeie Vrydag ook 'n diens was, is daar dan vanaand geen erediens nie. DV wel weer volgende Sondag op die gewone tye, 9:00 die oggend en 6:00 die aand. Kom ons verklaar nou saam ons afhanklikheid van die Here. Send Heer uit hemelse geweste, u lig en waarheid neer op my. Laat die my bring na Sions veste, want daar is dit my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Amen. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons luister nou na 2 voorlesings uit Johannes 20 met 'n instrumentale tussenspel deur Rudolf de Korn. Johannes 20, vers 1 tot 10, die leë graf. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die 2 het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan.
Johannes 20 vers 11 tot 18. Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Saam met Christene wêreldwyd bely ons nou wat ons glo. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Kom ons sing saam die woorde van lied 422, begeleiding deur Annerie Saaiman. Ons gaan nou weer uit die boek Job lees, die keer uit hoofstuk 42, die eerste 6 verse.
Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat U tot alles in staat is, en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vra, antwoord jy my? Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien, en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. Ons teksvers vir die preek vanoggend kom uit Job 42 vers 5 en Johannes 20 vers 18. Job wat sê, nou het ek U self gesien. En Maria Magdalena se getuienis teenoor die disippels, ek het die Here gesien, in Johannes 20 vers 18. Kom laat ons nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ons het op hierdie Sondagoggend nie woorde om U genoeg te loof en te prys en te dank nie, Here, vir die wonder van U magsdaad wat ons voor oë staan nie. U het die dood oorwin. U het die nuwe lewe begin in die Seun Jesus Christus. En U gee dit uit genade ook vir elkeen wat in Hom glo. Dankie dat ons juis deur die diens wat ons vanoggend saam bywoon, Here, kan bely en getuig dat daardie nuwe lewe deur U self in ons begin is. Dat ons self ook opgestaan het uit 'n ou lewe sonder U. En dat ons die pad verder saam met U loop, dwars deur die dood wat oorwin is, tot by U in die ewigheid. Ons dankie vir U genade en liefde wat U so onverdiend aan ons skenk. Te midde, Here, van moeilike omstandighede, is U ons lig, is U ons hoop, is U vanoggend ook ons vreugde en ons blydskap. Wil U ook gee dat U vrede met ons sal wees. Here, as U dan U eie Seun nie gespaar het nie, wat sal U van ons terughou wat vir ons goed is? Daarom buig ons neer, Here, onder alles wat U beskik, en ons weet niks kan U seën belet nie. Wil U dit ryklik in ons lewe gee, ook as ons nou verder na U woord luister. In Jesus' naam, amen. Ek het die Here gesien. Liefde broers en susters en jong mense, die goeie nuus dat Jesus uit die dood opgestaan het, word in die wêreld bekend wanneer die vroue vroegoggend na Jesus se graf toe gaan. Hulle gaan om Jesus se liggaam te salf, soos dit in daardie dae die gebruik was as iemand gesterf het. Maar wanneer hulle by die graf kom, dan sien hulle iets heel anders as wat hulle verwag het. En dit is deur dit wat hulle sien en deur dit wat die disippels later ook sou sien, dat ons die kennis ontvang dat Jesus leef en dat ons Paasfees kan vier. Hulle is die ooggetuies en deur hulle oë sien ons ook en bring die Gees ons tot geloof. Vanoggend wil ons ingaan op presies hoe hierdie ooggetuies dan wel gesien en gekyk het. Want dit blyk uit ons skrifgedeelte dat hulle op verskillende maniere gesien het. En dat daar in die verskillende maniere waarop hulle gekyk het, 'n stelselmatige ontwikkeling was, waardeur hulle gegroei het in hulle verstaan van die betekenis van die opstanding van Jesus, dit wat ons op hierdie dag herdenk. Ook vandag nog kyk mense op verskillende maniere na Paasfees. En ook vandag nog is daar verskillende vlakke van verstaan van wat met Paasfees gebeur het en wat dit beteken.
So kom ons let dan saam in die preek op waarom mense na Paasfees kyk, hoe mense na Paasfees kyk, en wat ons dan met Paasfees kan sien en beleef. Ons begin by waarom mense na Paasfees kyk. En eenvoudig gestel, kan ons sê dat mense in die algemeen gewoon op Paasfees let, omdat dit op die kalender staan. Word dit April maand, sê mense vir mekaar, ek sien dis Paasnaweek, wat gaan ons doen, waar gaan ons kuier, of gaan ons sommer net by die huis bly en uitrus. En dat dit nou nie elke jaar op dieselfde datum val nie, gaan by die meeste mense verby, solank dit maar 'n lang naweek is. Tog, broers en susters, het die gebeure wat met Paasfees herdenk word, 'n ingrypende invloed op ons bestaan. Die koms van Jesus byvoorbeeld, bepaal ons jaartelling. Ons sê ons leef in die jaar 2020 na Christus. En hierdie jaartelling geld dan vir alle volke, nasies en tale, gelowiges en ongelowiges. Ook Jesus se kruisdood en sy opstanding het die geskiedenis van hierdie wêreld ingrypend beïnvloed. Geen ander gebeurtenis ooit het so 'n groot invloed gehad nie. As Christene sal ons sê dat die opstanding van Jesus absoluut die sentrum van die wêreldse geskiedenis is. Alles het daarop afgestuur. En van daaruit, vanuit Jesus se opstanding, is lewe weer moontlik. Is geskiedenis dus moontlik. Maar ook is dit juis die gebeurtenis waardeur die wêreldgeskiedenis homself verder sou ontplooi wanneer die evangelie, die goeie nuus oor die hele wêreld verkondig word. En hierdie geskiedenis van ontplooiing sal aanhou, sê Jesus self, totdat wanneer die laaste mens die evangelie sal hoor, wat uiteindelik ook bestem is om dit te hoor. So is Paasfees en die boodskap van Paasfees inderdaad die dryfveer vir wat vandag in die wêreld gebeur. Ook op politieke vlak, wat 'n speelbal in God se hand is. Hoekom sou ons dan nie op Paasfees let nie? Selfs ongelowiges moet erken dat die boodskap van Paasfees geen deel van ons wêreld onaangeraak gelaat het nie. Die opkoms van die Christendom en sy invloed op kultuur en samelewing en politiek kan moeilik onderskat word. Die Paasboodskap, kan ons sê, het in 'n groot mate die wêreld gevorm waarin ons leef. So kom ons kyk dan meer intensief na Paasfees en ons vra hoe die eerste ooggetuienis daardie Sondag gekyk het. Want dit is deur die getuienis van hierdie ooggetuienis dat ons ook na Paasfees kyk. Dit begin dan by Maria wat by die graf kom en sien. Wat sien sy? Volgens ons skrifgedeelte sien sy dat die klip wat die graf toegemaak het, weggerol is. En dan hardloop sy en gaan vertel vir Petrus en Johannes en die ander wat sy gesien het. Uit wat sy vir hulle vertel, moet ons aflei dat sy ook meer gesien het as net 'n klip wat weggerol is. Sy het duidelik gesien, Jesus se liggaam is nie in die graf nie, en daar moes ook 'n soektog gewees het deur haar en die ander vroue, want Maria sê, ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Hierdie manier van sien kan ons gewoon vertaal met kyk. Maria het net gekyk en die sigbare feite oppervlakkig waargeneem en 'n vinnige afleiding gemaak. Haar afleiding is, Jesus, of dan sy liggaam, is weg. Vir hierdie soort van kyk gebruik die oorspronklike, die Grieks, die woord blepai. Sy het gesien. Wanneer sy die disippels gaan roep, kom Johannes eerste by die graf, en hy buig en hy kyk in die graf, en hy sien die doeke daar lê, en ook hier word dan die woord blepai gebruik. Johannes het gebuig, en hy die doeke sien lê.
Maar al wat hy op hierdie stadium weet, is dieselfde as Maria, Jesus se liggaam is nie daar nie. Dis maar soos die deursnee mens ook vandag na Paasfees kyk, gemeente. Hulle neem maar net waar. Hulle sien die datum van die lang naweek op die kalender, hulle sien die sjokolade, hasies en eiers en paasbolletjies in die winkels, en miskien sien hulle ook 'n bietjie dat dit oor Jesus gaan en wat gekruisig is. Maar hulle kom met hierdie manier van sien nie veel verder as Maria en Johannes nie. Hoogstens kan hulle met hierdie manier van sien sê, ons sien 'n klomp dinge en dit gaan oor Jesus, maar ons weet nie waar hy nou is nie. En so gaan hulle dan weer die wêreld of die lewe binne met die gedagte van 'n afwesige Jesus. Vir sommige is dit ontstellend, vir ander is dit maar soos die lewe is. Ons weet nie waar Jesus is nie, ons weet nie eintlik wat hy doen nie, ons ken hom ook nie, is hy ooit regtig? Maar, gemeente, daarvoor is ons baie dankbaar, dis nie die enigste manier waarop die ooggetuies gekyk het nie. Hulle het ook dieper gekyk. Petrus kom by die graf, en hy gaan in die graf in, en dan sien hy. Vir hierdie sien gebruik die Griekse ander woord. Die woord is theorei, en jy hoor dit miskien in die woord. Dit hou verband met ons woord teorie. Hierdie soort van kyk is dus nie maar net 'n oppervlakkige manier van waarneem nie. Dit gaan op 'n manier van kyk waardeur jy die omstandighede probeer verklaar. Dis wat Petrus dan ook doen. Hy gaan in die graf in, hy ondersoek wat hy daar sien, hy kyk meer intensief. Hier lê die doeke waar die liggaam was, daar lê die kopdoek, eenkant opgevou. Hy neem die feite waar en hy probeer 'n teorie vorm. Hy bestudeer, maar die volle waarheid sien hy nog nie. So is daar ook vandag mense wat op hierdie manier na die Paasgebeure kyk. Hulle ken basies al die feite, hulle stel ook belang, hulle vra wie was Pontius Pilatus, hoe lank was hy gouverneur, is daar ander bronne wat oor Jesus se kruisiging praat, hoe lank het mense wat gekruisig word gewoonlik nog gelewe, wat was destyds die Joodse begrafnispraktyke, wie en wat is die amptelike standpunt oor Jesus se opstanding uit die dood, en al dergelike vrae. Daar is boekdele hieroor geskryf en baie wetenskaplike artikels. Die feite word bestudeer, teorieë word gestel. Dis alles baie interessant. Maar laat dit mense Paasfees vier. Nee, gemeente, daarvoor moet daar ook nog op 'n ander manier na die gebeure van Paasfees gekyk word. Van Johannes lees ons dat hy 'n tweede keer na die graftoneel kyk. Hierdie eerste keer het hy net buite die graf gestaan en ingeloer, gebleppy, soos die Griek sê, en die doeke sien lê. Nou, die tweede keer, lees ons, gaan hy, nadat Petrus ingegaan het, self ook in die grotgraf in, en hierdie keer staan daar, hy het gesien en geglo. Hier kry ons dan in ons skrifgedeelte met 'n derde manier van sien te doen. En die Grieks, wat vir hierdie manier van sien gebruik word, is die woord eiden. En weer eens, bloot op die klank van die woord, kan 'n mens die moontlike verband sien met die woord idee. Johannes, alsiende, het 'n idee gekry en geglo. In Afrikaans gebruik ons ook die woord sien op hierdie manier. As iemand besig is om iets vir jou te verduidelik, miskien 'n moeilike wiskunde som, en skielik kry jy die idee van waaroor dit gaan, en dan sê jy, o ja, nou sien ek. So presies op hierdie manier sien Johannes nou ook. En nou is die vraag, wat het Johannes gesien, wat hom 'n idee gegee het, en wat gemaak het dat hy glo? Want net in die volgende vers,
sê Johannes self dat hy en die ander disippels op daardie stadium nog nie verstaan het dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. 'n volmaakte sien was hierdie idee dus nog nie. So wanneer Johannes in die graf ingaan, dan sien hy dieselfde as wat Petrus sien. Hy sien die doeke waarmee die liggaam van Jesus toegedraai was, onverstoord daar lê. Net die kopdoek is eenkant, opgerol. Twee feite moet ons dan hier saam met Johannes in ag neem, gemeente. Die eerste was dat Jesus se liggaam met doeke toegedraai was en dat dit met 50 liter mirre en alwyn gebalsem was. Dit lees ons net in die vorige hoofstuk. Na ongeveer 48 uur sou die doeke en die mengsel al redelik die vorm van Jesus se liggaam aangeneem het. Nou kom Johannes en hy sien in die graf die onversteurde doeke. Hy sien as het ware nog die vorm van Jesus se liggaam in die doeke, maar die liggaam van Jesus is nie meer daar binne-in nie. En tweedens sien hy dan net die kopdoek eenkant opgerol lê. En nou kry Johannes 'n idee. En die idee is dat Jesus se liggaam kon nie gesteel gewees het nie. Mense wat steel is altyd haastig, gemeente. Hulle wil gou wegkom, hulle wil nie gesien of gevang word nie. Dieselfde geld seker vir 'n lijkroof. Diewe sou seker een van twee dinge met Jesus se liggaam gedoen het. Of hulle sou die liggaam met doeke en al gevat het en gesteel het en gehardloop het. Of as die doeke vir hulle te swaar was, onthou nou, net die doeke en die mirre en alwyn alleen het meer as 50 kilogram geweeg, dan sou hulle die doeke seker eerder vinnig afgerol en afgehaal het en sekerlik nie die tyd geneem het om alles netjies op te vou nie. Maar hier sien Johannes lê die lyfdoeke presies nog net soos hulle om Jesus se liggaam was. Dit is eintlik onmoontlik om sy liggaam uit daardie doeke te haal sonder om die doeke te versteur. Maar die doeke is onversteur. Net die kopdoek is versteur. Eenkant opgerol. En al afleiding wat Johannes kan maak, al idee wat hy kry, is dat Jezus self op 'n wonderbaarlike manier tussen die doeke uitgekom het, sonder om hulle te versteur, en dat Jezus in hierdie proses by sy volle positiewe was, want hy het sy kopdoek afgehaal en eenkant neergesit. Johannes sien, en die idee wat in sy kop vorm, maak dat hy glo, daar is geen ander moontlikheid nie. Jezus het self uit die graf gekom. Maar wat dit presies beteken, dit weet hy nog nie. En so lees ons dan ook dat hy en Petrus weer huis toe gegaan het. Waarskynlik heeltemal verward. Hoe kan Jezus self, sonder hulp van buite, uit die graf, uit die doeke kom, sodat hulle nie eers versteur is nie? En waar is hy nou? En wat beteken dit? Hulle glo, maar hulle verstaan nie. Ook op hierdie manier is daar baie mense wat na Paasfees kyk. Hulle glo dan wel dat Jezus op 'n wonderbaarlike manier uit die dood opgestaan het, maar wat dit beteken, verstaan hulle nie. Dit bly eintlik vir die meeste mense maar 'n verwarrende raaisel. Want vir ware Paasvreugde is daar ook nog 'n vierde manier van kyk nodig. Ons het gelees dat Maria Magdalena by die graf agtergebly het, en dan verskyn die opgestaan Here Jezus aan haar, en sy ontmoet hom as 'n lewende werklikheid. Wat 'n vreugde! En sy hardloop na die disippels toe, 'n tweede keer, en sê, ek het die Here gesien. En dan gebruik sy hier vir die woord sien, die Griekse woord, eoraka. Eoraka. En weer eens, net op die klank van die woord, kan u al die bekende woord
Eureka aflei. Eureka is wat 'n mens uitroep as jy iets belangriks ontdek het en dit met volle insig persoonlik verstaan. Daar is in hierdie verband die bekende verhaal van Archimedes, 'n groot wetenskaplike wat 250 jaar voor Christus geleef het. En sy koning het 'n bepaalde probleem aan hom voorgelê. Die koning het naamlik vir 'n goudsmid opdrag gegee om vir hom 'n kroon te maak, en hy het ook vir die goudsmid 'n bepaalde hoeveelheid goud gegee. En die kroon is gemaak, maar nou vermoed die koning dat die goudsmid silwer by die goud ingesmelt het, en dat hy op die manier van die goud vir homself teruggehou het. Maar hoe kan die koning dit nou bewys? Want die kroon wat gemaak is, weeg presies soveel as die goud wat hy gegee het. Archimedes het lank met die probleem geworstel. En toe eendag, toe hy in die bad klim, toe sien hy dat die watervlak in die bad styg as hy inklim. En dat dit styg met die presiese volume van sy liggaam se volume. En daar kry Archimedes toe 'n idee, dat 'n mens op hierdie manier 'n oneweredige voorwerp se volume presies kan bepaal en meet deur dit in water te sit. En omdat silwer ligter is as goud, is meer silwer nodig om dieselfde gewig te verkry as die hoeveelheid goud. En so kon Archimedes dan meet of daar silwer by die koning se kroon ingesmelt is. Die kroon sou 'n groter volume water verplaas as die volume goud wat gegee was. En Archimedes was so in sy skik met sy uitvinding, dat hy net daar uit die bad gespring het en sonder klere na die paleis gehardloop het en heel pad geroep het, Eureka, Eureka! So hardloop Maria ook na die disippels toe, met haar klere aan, met die volle insig, die groot ontdekking. Jezus leef, ek het hom vasgehou, ek het met hom gepraat, en sy verstaan nou dat hy na die Vader toe moet gaan, om vanuit die hemel te regeer en te sorg. Eureka, Eureka, ons het 'n lewende Jesus Christus. Dit is by hierdie 4de manier van sien wat ons moet uitkom, as ons werklik Paasfees wil vier gemeente. Die diep oortuiging en besef dat ons 'n lewende verlosser het, wat in ons lewe en in ons wêreld regeer en sorg, 'n lewende verlosser, wat selfs die dood oorwin het. Hierdie ontdekking, of herontdekking, moet ons midde in ons omstandighede, selfs midde in 'n pandemie laat opspring, en sê, Eureka, Jezus leef. Maar, hoe kom ons daartoe om so te sien? Maria het Jezus met haar eie oë gesien, en sy kon hom selfs vashou. Sy het deur die hele proses gegaan, Geblepy, Theorai, Eiden, en gekom tot Eureka. Maar ons kan nie eers die Here self sien of vashou nie. Sal ons ooit daartoe kan kom, om op Paasfees met ons hele hart te sê Eureka? Want die verlange leef tog in elke mens se hart, om 'n persoonlike ontmoeting met God te hê, om hom te ken, soos Toesius in Psalm 42 beruim, wanneer sal ek na swerftog en benouing, God weer sien in klare aanskouing. Ek wil in hierdie verband na 2 voorbeelde verwys, broer en suster. Die eerste is die voorbeeld van Thomas, een van die 12 disippels. Dit is 'n bekende geskiedenis dat Jezus nie daarby was toe Jezus die eerste keer aan sy disippels verskyn het nie. En die disippels sê toe later vir Thomas, ons het die Here gesien, Eureka. Maar Thomas sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, eido, sal ek nooit glo nie. Thomas wou dis 'n sekere idee wat op vaste, proefondervindelike bewys gegrond is. Hy wou sy vinger in die wond steek. Maar dan later,
As Jesus aan hom verskyn, dan sê Jesus vir Thomas, glo jy nou omdat jy my sien? Euraka? Gelukkig of geseënd is hulle wat nie eers gesien het. Idontes, 'n verbuiging van eidos. Wat nie eers gesien het nie. Nie eers 'n idee, proefondervindelik vasgestel het nie. Maar wat tog glo. So wat sê Jesus hier? Jesus sê, ons kan deur geloof euraka bereik. Dit is nie nodig om fisies te sien en te bestudeer en eers jou eie teorieë te vorm en dan 'n vaste en sekere idee te kry nie. Want dan mos, geliefdes, as jy daardie pad wil loop, dan het jy eintlik mos jouself oortuig. Maar as jy net glo, dan het die Here jou oortuig. Met 'n diep sekerheid wat in jou hart lê, dat hy lewe en verlos en regeer. Die tweede voorbeeld wat ek noem, is die van Job, aan wie ons in die afgelope klompie preke heelwat aandag spandeer het. Na Job se geweldige verlies en swaar kry, antwoord die Here hom, deur hom sy almag in die natuur te wys. En dan buig Job voor God se almag, sonder dat hy enige antwoord van die Here verkry oor waarom al die rampe hom getref het nie. Ja, antwoord Job, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Gesien. En hoewel Job oorspronklik in Hebreëus geskryf is, het die Griekse vertaling van die Ou Testament, wat in Jesus se dae al bestaan het, die sogenaamde Septuagint, het hierdie Griekse vertaling vir gesien ook die woord euraka gebruik. Job het dus sonder dat hy God fisies gesien het. Hy het net God se almag in die natuur gesien. Sonder dat hy God fisies gesien het, het hy met 'n diep sekerheid die waarheid en die werklikheid van 'n lewende God en sy teenwoordigheid en sy regering in hierdie wêreld ervaar en aanvaar. So geweldig dat hy daarvoor gebuig het. Dit het effek in sy lewe gehad. Hy het hom voor God verneder. Hy het berou getoon. Hy het nie meer verduidelikings van God geëis oor hoekom doen hy dit en waarom dat nie. Hy het God gedien, verder gehoorsaam. Hy het tot God gebid en geoffer en God het hom getroos en weer in die lewe geseën. Selfs in die Ou Testament, sonder die troosryke kennis wat Paasfees sou bring, was dit dus moontlik om te sien, om te euraka, dat God werklik is, en om in oorgawe aan hom te lewe. So die vraag vandag is, broer en suster, hoe sien jy Paasfees? Hoe kyk jy daarna? Kyk jy net met jou oë? Kyk jy en worstel jy en ondersoek jy met jou verstand? Of kyk jy ook in die geloof, met jou hart? Mag dit wees dat die Here ook vandag deur sy Gees die euraka visie bewerk, die blye en sekere wete dat daar ook vir jou 'n verlosser is, en dat hy jou van sondeskuld bevry, en dat hy werklik leef en regeer. Mag hy in jou hart die oorgawe bewerk, sodat jy soos Job voor hom buig in alles wat jy doen. En mag jy nou reeds die troos van sy teenwoordigheid ontvang en die sekere wete dat hy ook in ons omstandighede in beheer is. Al gebeur daar onbegryplike en vreeslike dinge, soos in die dae van Job. Ja, mag jy die vrede en vreugde ontvang, wat Maria en Petrus en Johannes en Job en al God se kinders oor die wêreld kan deel, wanneer hulle die groot ontdekking maak. My verlosser leef. Euraka. Amen.
Ons dank nou saam. Vader, ons bely voor U dat in onsself ons eintlik blindes is. Here, wat kan ons sien uit onsself? In ons teorieë en bestuderings en worstelinge raak ons net al meer verward. Hoe kan dit wees dat iemand wat gesterf het, werklik ook leef? Dankie Here dat U deur U Gees en Woord ons ontmoet, dat ons diep in ons hart mag weet dat dit waar is. Help ons om die lewende werklikheid van Jesus Christus, Verlosser, Koning, Here, in te sien op so 'n manier, dat dit ons diep raak, dat ons verneder, dat ons, soos Job, nie meer antwoorde van U vereis nie, maar eerder net vra, Here, hoe kan ons U dien en verheerlik? Wil U in hierdie dae by ons wees, Here? Ons bid vir al ons siekes en ook vir siek mense wêreldwyd. Wil U oral in U genade wees? Ons kan ons siekes nie eers besoek nie, Here, maar U kan hulle besoek. Wil U vir hulle vrede in hulle harte gee? Wil U self die beskermer en bewaker wees van almal wat oor ons gesondheid waak? Ons wil bid, Here, dat ook hierdie ramp mag verbygaan, dat hierdie wêreld ook op baie maniere mag besef dat U 'n genadige God is by wie daar uitkoms is. Seën ons ook in hierdie dae met geduld, Here. As ons ingeperk word, gee dat ons nie moedeloos sal word nie. Dat ons sal weet, U wat alles regeer en wat leef, het ook 'n doel daarmee. U die lewende Here, wat 'n lewende verhouding met ons het, roep ons vir 'n oomblik tot stilte. So, Here, as ons dit so kan sien, weet ons, kan dit ook 'n geseënde tyd wees. Wil U ons almal in die geloof versterk? Wil U ons lewende getuies maak, nie net met woorde nie, maar ook met ons dade en optrede, dat ons mense is, wat gesien het, dat die Here leef. Dit vra ons in Jesus naam, Amen. Ons oordink nog een keer, en as U dit kan doen, sing saam oor die wonder van hierdie dag in Nederlands. U sy de glorie, opgestane Heer, die begeleiding deur gesin Nou D.
Ten slotte, broers en susters, wat kan ons die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ons hom bring uit dank vir sy genade, dit wat ons ook vandag weer kon beleef? Laat ons hom volg en dien. Hy die lewende Here, wat eendag, toe daar vir hom gevra het, wat is die grootste gebod? Soos volg geantwoord het: jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dis mense, wat weet dat die Here leef, wat dit kan doen. Dit is die grootste en eerste gebod. Tweede wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. Gaan jy ook op hierdie pad? Dit is die pad, saam met die lewende Here Jesus. Ons sing ten slotte die Paastriomf, skrifberuiming 5:4, verse 3, 5 en 6. En nou, geliefdes, op hierdie vreugdevolle dag, gaan met die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met ons almal. Amen. Dankie vir die inskakel en 'n mooi dag word u verder toegebid.